Ja, vandag gaan ons nou 'n bietjie gesels oor Lazarus. Julle ken die verhaal van Lazarus. Ons lees dit in Johannes 11. En Martha en Maria stuur vir Yeshua die boodskap: Lazarus is siek, hy moet kom. En dan bly hy weg vir 2 dae voordat hy uiteindelik gaan na waar Lazarus is. Maar op die ou end is daar hierdie groot wonderwerk en Yeshua roep vir Lazarus: kom uit die graf uit. En hy staan op en hy kom uit en hy gaan aan met sy normale lewe. Maar op 'n stadium het Lazarus nou natuurlik weer gesterf, want die woord sê vir ons die loon van die sonde is die dood en ons almal is onderwerp aan daardie gedeelte. Tensy Yeshua kom voordat ons sterf natuurlik, maar anders dan gaan ons almal wel sterf op een of ander stadium. Nou ja, die ding is net van sonde. Sonde bind ons, soos wat Lazarus met grafdoeke gebind was binne in die graf. Maar ons weet dat elke een van ons wat Yeshua aangeneem het as ons verlosser en saligmaker, ons kan vrygekom van 'n ewige dood. Ons kan vrykom van ons sonde. Ons sonde word nie net weggewas nie, dit word totaal verwyder en Vader dink nooit eers weer daaraan nie. En ons weet ons kan uitsien na 'n dag wat ons vir ewig saam met hom kan wees. En intussen kan ons al die heerlikheid beleef van ons verhouding wat met hom herstel word. So ons kan nou al ons leef in die voordele van wat Yeshua vir ons gedoen het. Maar nou roep Yeshua elke een van ons: kom uit Egipte, kom uit die graf uit, kom uit bindings, kom uit slawerny uit, kom uit sonde uit. Maar natuurlik kan dit nou gebeur dat 'n mens bewustelik of onbewustelik terugval. En jy gaan nie noodwendig heeltemal weer in die graf wees, jou alles en alles nie. Maar jy kan 'n arm hê wat toegedraai is in grafdoeke, of jy kan 'n been hê wat toegedraai is in grafdoeke, of miskien is dit net 'n toontjie wat toegedraai is in grafdoeke. En jy het weer hierdie binding in jou lewe. Daar's weer hierdie stukkie dood in jou lewe waar jy nie volkome leef in die lewe wat Christus vir jou moontlik gemaak het nie. En vandag wil ek hê ons moet elkeen self ondersoek doen en bietjie gaan kyk, is daar iets in ons lewens wat ons in die graf hou, wat ons vasgebind hou, wat maak dat ons nie in daardie volheid kan leef wat Yeshua vir ons moontlik gemaak het nie. Ons kan doelbewuste sonde doen, dinge soos buiteegtelike verhoudings, pornografie, drankmisbruik, al sulke goed. En ongelukkig is dit algemeen ook in die kerk onder Christene. Maar dit kan ook dinge wees soos: ek sukkel net om nee te sê, my nee is nie my nee en my ja is my ja nie. En dit veroorsaak groot probleme. So dis nodig dat ons gaan en ons lewens gaan evalueer, dat ons ons verpligtinge gaan evalueer en dit waaraan ons tyd spandeer. En ons moet gaan kyk, is daar iets wat verander moet word? Is 'n goeie idee en gaan teken vir jou 'n prentjie soos 'n tert en dan deel jy hom op in wiggies. En op elke wiggie skryf jy die naam van 'n gedeelte van jou lewe. Miskien jou familie. Hierdie is jou vriende, die ander wiggie is jou finansies, ander wiggie is jou werk. Dit waaraan jy ontspanningstyd spandeer. Deel elke wiggie vir jou so in en gee vir hom 'n naam. En dan gaan kyk jy na daardie tert van jou. En dan kyk jy bietjie op watter wiggie is daar miskien te min vulsel. Of party wiggies het dalk geen vulsel nie. 'n Ander wiggie het dalk weer hopeloos te veel vulsel en daar moet iets weggeneem word waar jy te veel insit in daardie gedeelte van jou lewe. Gaan teken vir jou daai tert en kyk bietjie, gaan evalueer jou lewe. Maar dit kan natuurlik ook onbewuste sonde wees. Iets wat nou maar klein begin het. Weet, ek het vir iemand iets vertel oor iemand, maar dan word hierdie, ek het iets vertel, ek gaan gereeld iets vertel en op die ou end word ek pleinweg 'n skinderwerk. En dit word net deel van my lewe, laat ek heeltyd ander mense se lewens bespreek met ander. Dit kan wees iets soos grove taal. Want kyk, grove taal word so algemeen om ons gebruik. En wat ek ook agterkom, mense is in die huis, praat hulle oordentlik, maar sodra hulle by die werk kom, moet dan laat waai hulle met allerlei woorde. Dan sal heel flink met die woordeskat. So dit kan taalgebruik wees. Dit kan iets wees soos klein dingetjies wat jy by die werk vat, of jy gebruik die werk se foon om jou privaat oproepe mee te doen.
Maar dan ook kan dit wees dat jou huis so deurmekaar is, dat dit vat soveel tyd net om iets te kry, dat dit ook verkeerd is. Want dit is ook nie veronderstel om so te wees nie. Op die eind is daar 'n verskeidenheid van sondes. Dit kan ook maar wees dat jy so vasbly in onvergifnis en in skuldgevoelens, dat jy ook maar nie 'n lewe van volheid leef nie. Dat ook dit jou in die graf hou. Hoe spandeer jy jou tyd? Hoeveel tyd spandeer jy voor die TV? Hoeveel tyd spandeer jy op sosiale media? Die ding is net, in ons lewens, as ons nie gaan grense stel in ons lewe nie, en ook nie op ons tyd nie, dan gaan ander mense vir ons dit bepaal, hoe ons lewe gelei moet word. Efesiërs 5 vers 15 tot 17 sê vir ons, pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Verstaan wat is die wil van die Here in jou ontspanningstyd, in hoe jy jou huis hanteer, in alles van jou lewe. En dan natuurlik kan dit gebeur dat 'n mens op 'n dag 'n besering gehad het en jy begin pynpille drink, maar wanneer die besering al verby is en heeltemal genees is, dan drink jy nog steeds gereeld pynpille, want dit bring emosionele verligting. Hoe lyk jou postuur? Loop jy met geboue skouers, jou oë op die grond gerig, want jy sien net nie meer kans om die lewe in die oë te kyk nie? Ek wil nie meer die lewe in die oë kyk nie. Wanneer iemand in die graf lê, dan is ook sy gesig met 'n doek bedek. En jy kan glad nie identifiseer wie is die persoon wat daar lê nie. En natuurlik weet jy dan ook absoluut niks van sy karakter af nie. Miskien weet jy ook nie eers meer werklik wie jy is nie. Jy weet nie meer wat is dit wat aan jou vervulling gee nie. Wat is dit wat jou bly maak? Wat jou opgewonde maak? Jy weet nie eers meer wat is die gawes of die talente wat Vader vir jou gegee het nie. Dalk is jy so besig om ander mense se lewens te bestuur, ten goeie of ten kwade. Maar intussen het jy jou identiteit verloor. Want alles draai heeltyd om die ander persoon se welstand. En dan natuurlik is daar geestelike uitputting. Ons is so besig om ander mense te voed, dat ons nalat om onsself te voed. Weet nou alles, dis nodig dat ander mense op die plek moet kom waar hulle self by Vader kan sit om gevoed te word. Maar onsself gaan nie gereeld in die stoorkamer in en gaan ontvang by Vader dit wat ons moet volmaak, sodat ons werklik weer kan uitdeel nie. En dan is 'n mens moeg en gedaan en sien jy net nie meer kans vir dinge nie. Kan ook wees dat die moeilike omstandighede hou nou al so lank aan, dat ek sien eenvoudig net nie eers meer die silwer randjie wat daar om 'n wolk is nie. Alles gaan net aan en aan en my oë het verdof. Ek het geen hoop meer nie, ek het geen drome meer nie. Wie van ons droom nog? Wie van ons sien nog uit na die toekoms, dit wat kan gebeur, dit wat Vader in ons lewens kan doen? Miskien is ons gedagtes nie in lyn met God se woord nie, dit gaan verseker 'n grafdoek om 'n gedeelte van jou bind. Want op die ou end, dit wat in jou verstand is dit wat jy spreek, dit wat jy doen, dit wat jy leef. Ons ervaar verliese, ons doen sonde en ons beleef die dood. Maar Yeshua roep elke een van ons uit die graf uit. Lazarus, kom uit. Lazarus se naam beteken hy wat deur God gehelp word. Hy wil ons help. Kom uit die graf uit. Kom los van dit wat jou bind. Kom los van al hierdie dinge wat jou weerhou daarvan om 'n lewe van volheid in Christus te leef. Kom na die lig. Yeshua, die een wat die oorwinning oor die dood reeds behaal het. Ons kan nie God vanuit die duisternis dien nie. Hy is nie 'n God van duisternis nie. En God het bepaal dat ons elke een in hierdie tyd moet leef om hierdie geslag te dien. En daarom is dit nodig dat ons in vryheid leef. Hy het 'n plan en 'n doel vir elke een van ons se lewe. Elke een van ons se lewe. Solank as wat ons op hierdie aarde is, solank as wat ons asemhaal, weet God van ons en kan hy ons gebruik en wil hy ons gebruik. Maar
Hy het nodig dat ons sy medewerkers moet wees. Ons moet saamwerk om verandering in teweeg te bring in 'n situasie. Maar op die ou end, dit is God wat dit vir ons moontlik maak. Filippense 2 vers 13 sê vir ons, dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Ons moet ons deel doen in elke situasie. Daar was niemand ingestuur in die graf om vir Lazarus te gaan uithaal nie. Lazarus moes self opstaan en uit die graf uitkom. Hy moes sy kant bring. Hy moes luister na Yeshua se stem en hy moes uitkom. Ons het 'n verantwoordelikheid om na te kom. Ons kan nie veranderinge in ons lewens wil hê, maar sonder dat ons daadwerklik iets daaromtrent doen nie. Ons God is 'n God van transformasie, nie van stagnasie nie. En dit help nie, jy gaan sit gereeld by iemand en kla oor dit wat vir jou moeilik is. En dan volgende keer dan gaan sit jy net weer by iemand anders en vertel dieselfde storie nie, maar jy doen niks aan die situasie nie. Jy gebruik nie die geleenthede nie, jy gebruik nie die raad wat aan jou gegee word nie. Ons moet iets doen. In Johannes 11 vers 39 sê Jesus: "Neem die steen weg, Martha," die suster van die oorledene, sê vir hom: "Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood." Daar's min dinge so sleg in 'n mens se lewe as wanneer jy weet jy droog gemaak. Jy het pleinweg verkeerd gedoen. En jy probeer dit wegsteek. Jy het nie die moed om te gaan sê, hoorie, ek het verkeerd gedoen. Ek is jammer nie. So nou moet jy heeltyd loop jy met hierdie vrees en met hierdie hoop dat iemand gaan dit nie agterkom nie. Ek is bang om uitgevang te word. En die probleem met hierdie ding is, as jy bang is om jou sonde openbaar te maak, dan is jy bang dat ander ook die stank daarvan gaan ruik. En solank as wat jy hierdie reuk probeer wegsteek, vir so lank is jy in die graf. En kan jy nie in vryheid en in volheid lewe nie. Dis beter om Heilige Gees se hulp te vra en sy leiding te vra en om te gaan om jou sondes openbaar te maak uit jou eie uit, sodat jy kan vrykom. En dan natuurlik is daar altyd mense in jou lewe wat altyd beter weet as jy. Maak nie saak wat se plan jy mee kom nie. Hulle kan altyd vir jou 'n beter idee gee of hulle is baie vinnig om vir jou te sê, hoorie, maar dit en dit en dit is verkeerd, kan verkeerd gaan en nee, ons het nie hierdie in plek nie en op die ou end word elke idee van jou net doodgebore. En Yeshua wil 'n wonderwerk doen hier by Lazarus se graf. Maar Martha sê, sy lig haar opinie. Ons kan nie, dit stink al. Kan nie daai graf oopmaak nie. Miskien het jy 'n ma gehad wat jou probeer klein hou, wat jou probeer afhanklik hou, wat altyd vir jou gesê het, ag nee man, sit jy, ek sal dit doen, jy weet, jy is nou mos nou maar nie die sterk enetjie in die familie nie. Miskien is daar mense in jou lewe wat eerder saam met jou op die ashoop wil staan, as saam met jou op die berg van oorwinning wil staan. Sulke mense, sulke opinies, moet jy van wegkom, want daar is dit een waarheid, en dit is God se woord. En as jy binne sy woord wandel, as jy in gehoorsaamheid lewe in sy woord, dan kan jy die beloftes ook ervaar, wat Yeshua vir ons het. Yeshua roep elke een van ons, kom uit, kom na die lig, kom na die lewe. Sy wêreld is die wêreld van lig. Hy is die lig. En daarom het hy ook in die voorafgaande gedeelte vir die man wat blind gebore was gesê, in Johannes 9 vers 5, solank as wat ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. Kom uit na die lig, Lazarus. Maar ook hierdie blinde man moes iets doen, hy moes gereageer het. Yeshua het die klei op sy lippe, op sy oë gesit, en hy sê vir hom, gaan na die poel van Siloam, die poel van die gestuurde, gaan soontoe, en gaan was jouself. Om gewas te word is sinoniem aan doop, en doop beteken gaan, en gaan verdrink dit wat verkeerd is. Gaan verdrink dit wat jou terughou. Gaan verdrink dit wat jou in die dood hou. Gaan onder die water in en raak ontslaaf van dit wat teen God se wil
teen God se plan en doel vir jou lewe is. Sterf aan jouself, sterf aan jou vleeslike gedagtes en staan op in die opstandingskrag van Yeshua. En as jy dan glo in hierdie opstandingskrag van Yeshua, dan moet jou gedagtes gerig wees op koninkryksgedagtes en jou lewe moet 'n leefstyl wees waar koninkryksbeginsels duidelik teenwoordig is en gevolg word. Rig jou oë op die ware lig. Rig jou oë op Yeshua. Johannes 11 van vers 9 tot 10. Jesus antwoord: Is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Lig dui op God se orde en dit dui op openbaring. Lazarus was al 4 dae in die graf gewees. 4 verwys na die hele wêreld. Dit verwys na noord, oos, suid en wes. Dit verwys na al die nasies. En die hele wêreld het hierdie openbaring nodig van Yeshua is die lig. Yeshua is die lewe. En die hele wêreld het nodig om ons getuienis te hoor van hoe sy lig in ons lewe ingekom het en hoe ons lewe verander is. En wat dit beteken om werklik in die lig te wandel. Maar is nodig dat die steen weggerol word, sodat jy kan uitkom na die lig toe. Johannes 11:39 sê Jesus, neem die steen weg. Neem die steen weg, neem weg dit wat tussen jou en God staan. Maak klaar met die sonde in jou lewe. En toe Maria hoor dat Jesus kom na Lazarus toe, lees ons daar, sy het vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. Moenie talm nie, moenie langer loop en hoop hierdie sonde gaan nie geopenbaar word nie. Moenie langer in hierdie bindinge in jou lewe loop nie. Moenie langer vashou aan dit wat jy weet is teen God se wil nie. Maak vinnig, staan op en raak ontslaaf van dit wat verkeerd is in jou lewe. Staan op en kom uit. Vir ons wat Yeshua aangeneem het, is daar net een God. Hy wat was, wat is en ewig sal wees. En hy verander nooit nie. Maar soms gebeur daar dinge in die lewe wat ons net glad nie verstaan nie. In ons eie of in ons geliefdes se lewe. En jy bid en jy glo en jy vertrou en jy weet dis vir Jahweh moontlik om hierdie situasie totaal te verander, totaal om te keer. Maar dit gebeur nie. En dan is dit nodig dat ons onsself daaraan herinner dat God verander nie. Hy is elke dag dieselfde, gister, vandag en môre en tot in ewigheid verander hy nooit nie. Die probleem lê nie by sy karakter nie, dit lê nie by wie hy is nie. Maar ons moet dan, soos Martha ook kan sê in Johannes 11 vers 27, sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Ons moet bly glo, hy alleen het die volledige prentjie. Hy ken die einde reeds van die begin af. En ons moet bid dat sy wil sal geskied. Ons moet bly glo, hy is 'n liefdevolle Vader. Ons moet bly glo dat hy is ons enigste troos, hy is ons enigste rots waarop ons kan bly staan. Wat nooit verander nie. En ons moet bly glo dat hy 'n God van wonderwerke is. Hy is 'n God van wonderwerke. Al sien jy nie wonderwerke in jou lewe en die wonderwerke wat jy voorbid nie. Nick Vujicic, die man wat sonder bene en arms gebore is, het gesê, when you don't get a miracle, you can still be a miracle. Glo jy dit? Glo jy dat God deur jou kan werk, dat hy deur jou mense kan aanraak, dat mense deur jou tot hom kan kom, dat mense genees kan word, waar jy ook 'n voertuig is wat deur Yeshua gebruik word. Al beleef jy self nog nie die wonderwerk in jou lewe waarvoor jy bid nie. Hierdie selfde Nick sê, hy het gebid vir arms, hy het gebid vir bene. Dis nie dat hy nie gebid het nie, dis nie dat hy nie geglo het nie, maar hy het dit nie gekry nie. Maar intussen kan hy 'n definitiewe verskil maak in die wêreld. As daar een ding is wat ons moet onthou wanneer dit kom by hierdie goed wat ons nie verstaan nie, dan is dit, it is so not about you. Dit gaan nie oor hoe ons dink nie. Dit
gaan nie oor hoe ons dink God dink nie, of wat hy veronderstel is om te doen nie. Maar hy het die groot prentjie, en hy sal alles ten goeie laat meewerk. En hy weet die beste. Hy weet die beste. Al sien ons nie, en al verstaan ons nie. Die vraag is net, is ons bereid om deur God gebruik te word? Is ons bereid om lewe te spreek in ons eie lewe en in ander mense se lewe? Maar dan moet ons gebreke bring, of dit nou fisies of emosioneel is, en dit voor Yeshua se voete kom lê en vir hom sê, hier is ek, gebruik my. Al is daar soveel dinge in my lewe wat nog nie herstel is nie. Ek wil vir u 'n bruikbare diensknegt wees. Is jy bereid om op die woord te bly staan ten spyte van wat ook al aangaan, ten spyte van dit wat jy waarneem? Hebreërs 4 vers 12 sê vir ons, die woord van God is lewend en kragtig. Die woord is lewend, die woord is kragtig, die woord kan verandering teweegbring. En dit skerper as enige tweesnydende swaard, en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Dit is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Is dit jou vleeslike begeertes, behoeftes en denke wat die oorsaak is dat jy moeg is, dat jy moedeloos is, dat jy depressief is, dat jy geestelik en in jou sielsdimensie afgestomp is? Is jy bereid om soos Esegiel die woord van Vader te spreek oor dooie bene en in jou en in ander se lewens? Esegiel 37 vers 4, 5 en 7. Daarop sê hy, Jahweh, vir my wat Esegiel is, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here Jahweh tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk, 'n beroering, en die bene het nader gekom, elke been na sy been. En in vers 10, en ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan. 'n Ontsaglike groot leer. Wanneer jy God se woord spreek, wanneer jy lewe spreek in 'n situasie, dan ontstaan daar 'n magtige groot leer. God se woord is kragtig. En jy het daardie woord in jou hand. En God se woord oorwin die vyand. Ons moet sy woord bly spreek, ongeag die omstandighede, net soos wat ons in hom moet bly glo, ongeag omstandighede. God se woord is 'n magtige wapen. In Johannes 11 vers 25 tot 26 sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. En dan vra hy, glo jy dit? Glo jy dit? Glo jy die woord? Lukas 18 vers 8 sê hy weer, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Sal hy geloof in ons vind? Al lyk dit asof die hele wêreld teen ons draai en dinge verkeerd loop. En dan natuurlik daarmee saam, die vraag wat hy vir Petrus gevra het, Petrus, het jy my lief? Het jy my waarlik lief? Of het jy my net lief as dit met jou goed gaan, as dinge loop so jy dink dit moet loop? Het jy my lief? Die ewige lewe saam met Christus wag vir ons, maar ook nou al kan ons waarlik lewe. Want Yeshua en sy Heilige Gees is in ons. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Daar is nie 'n ander weg nie. Daar is nie 'n ander waarheid nie. Daar's geen ander manier hoe jy 'n ewige lewe kan kry nie. Dis net deur Christus.
Daar soveel mense wat probeer add on. Ja, die woord is geskryf, maar julle weet, daar was al hierdie geskrifte en al hierdie veranderinge en jy weet, daar's al hierdie dimensies en al hierdie snert. Daar is een weg, een waarheid, een lewe. En dit is Jesus Christus. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde hoe ons lewens kan vernuwe. Bepaal jou waardes en jou doelwitte. Wat is werklik jou waardes? Wat is dit wat jy werklik wil uitleef? Ek wil eintlik sê, wat is die nalatenskap wat jy wil laat? Wat is dit wat jou kinders en jou kleinkinders gaan sien? Wat is dit wat hulle wil navolg? Wat is jou doelwitte? En ons moet gedissiplineerd leef elke dag. Weet Jakobus sê so baie mooi in Jakobus 4 vers 13 tot 14. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die stad en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eers weet wat môre sal gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe? Dis tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Ek kan vir julle sê, soos wat 'n mens ouer word, sien jy die waarheid van hierdie woord. Jou lewe is net 'n damp. Dit is 'n bitter kort tydjie op hierdie aarde. Wat gaan jy doen met daai stukkie wat aan jou gegee word? Gaan jy werklik 'n verskil maak in die lewe en in ander mense se lewens? Ons behoort met 'n dringende bewustheid intentioneel te lewe en die beste te maak van elke oomblik wat van ons gegee word. Ons moet tyd maak vir afsondering met God, tyd vir gebed, tyd vir take en geleenthede wat volgens sy wil is. Ons moet doelgerig lewe, ons moet ons lewens belyn met die woord van God en ons moet die keuse maak om in alles wat ons dink, doen, God te eer. In alles om hom te eer. En in elke situasie moet ons onthou, hy is by ons. Hy is nie net by ons om ons te troos en ons te beskerm en ons te ondersteun nie, maar hy is by ons elke oomblik om waar te neem dit wat ons dink, dit wat ons sê, dit wat ons doen. Hy is werklik by ons. Moenie die woord net lees nie, maar gaan bestudeer dit en pas dit daagliks toe in jou lewe. Gebed, bid, gedurig deur. Spandeer hierdie tyd met hom, bou aan jou verhouding met hom. Weet, ek noem dit stoepkuiers, daardie tye wat 'n mens net saam met hom sit en met hom gesels en jou hart met hom deel. En as jy op die stoep sit, jou net verwonder aan die natuur en sê, "Joe, Abba, ek is net in verstomming keer op keer. Kyk net hoe presies het U daardie lyne gemaak van daai voeltjie. Kyk hoe alles net presies gemaak om te doen dit wat moet gedoen word. Hy het ons ook gemaak om te kan doen dit wat hy van ons wil hê. Om te doen dit wat ons moet doen. Ons moet bou aan hierdie verhouding. Kom ons gaan neem inventaris van ons lewens en ons gaan kyk aan die einde van elke dag. Het ons regtig God verheerlik in hierdie dag? Is daar iets wat ons moet bely? Is daar iets wat ons moet verander? Aan die einde van die week, maak 'n deel van jou Shabbat. Gaan neem inventaris van die week. Hoe het jy hierdie week geleef? Wat was jou gedagtes? Wat was jou woorde? En dan moet ons ander dien. Yeshua was die absolute voorbeeld gewees om 'n dienaar te wees. En wanneer jy ander mense dien en die fokus van jouself afkom, dan staan jy elke keer in verstomming oor hoe vervuld jy is, hoeveel satisfaksie jy ervaar. Maar jy het gegaan om ander te gaan help. Die idee was nie, ek wil goed voel nie. Maar in daai taak wat jy verrig het, voel jy hoe jy werklik 'n verskil kon maak. Wees aktief deel van die gemeenskap van die gelowiges en herinner jou gereeld daaraan, God se opdrag bly dieselfde. Gaan heers, wees vrugbaar, vul die aarde, gaan ontwikkel potensiaal en gaan seën ander met dit wat aan jou gegee word. Ons sien dit so, jy sien dit absoluut in Israel se die land, toe hulle land weer in besit geneem het. Dit was woestyn geweest, daar was niks geweest nie. En hulle het gegaan en hulle het begin werk en hulle het begin ontwikkel. En kyk waar is Israel vandag. Hulle is voor op soveel gebiede, veral as jy kyk, nie eers veral as jy kyk na die landbou nie, as jy gaan kyk na die medies, na enige ding. Hulle is absoluut vrugbaar. Hulle het potensiaal ontwikkel. En dis hoe ons moet wees.
Kom ons gaan leef in Yeshua se opstandingskrag wat die dood oorwin het. Kom ons wees ingestel op Heilige Gees, nie net om hom te hoor nie, maar om te gaan doen dit wat hy vir ons sê. En laat God se naam verheerlik word deur ons lewens. In Johannes 11 vers 4, toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte van Lazarus is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Dit wat in ons lewens gebeur, moet God verheerlik, sodat ons, soos Lazarus wat ons van hom lees in 'n latere geleentheid, het hy saam met Yeshua aan die tafel gesit, hulle het 'n maaltyd saam geniet, hulle het 'n tyd van intimiteit saam geniet, hulle het mekaar se lewens gedeel, hulle het mekaar geniet. Moenie dat jou verliese, jou ervarings, selfs die pad van sonde wat jy geloop het, verniet gewees het nie. Maar gaan, leer daaruit en dra dit ook oor aan ander, sodat hulle ook daaruit kan leer. Kom soos Maria wat Lazarus se opstanding beleef het tot die oortuiging dat Yeshua alles is. In hom is verlossing, in hom is redding, in hom is genade en opstanding en ewige lewe. Hy is alles en hy het vir jou en my gelei en gesterf, maar opgestaan uit die dood. Maria het 'n jaar se spaargeld gevat, 300 pennings, en sy het vir haar hierdie fles nardusolie gaan koop. Vir hulle was dit dikwels soos hulle daai spesiale belegging wat eenkant gesit word. Dit was hulle toekoms gewees. Dis hulle spaargeld. En hierdie nardusolie was haar sekuriteit gewees. Dit was haar bron van voorsiening vir vorentoe, dit was haar sekuriteit gewees. Dit het haar toekoms gewaarborg. Maar Maria het tot die besef gekom, niks op hierdie aarde kan hierdie goed vir my waarborg nie. Niks op hierdie aarde kan dit waarborg nie. Niks kan aan haar sekuriteit bied, kan haar 'n ewige lewe bied. Net God se koninkryk en Yeshua. En sy vat daai fles met olie en sy breek hom stukkend en sy keer die olie op Yeshua se voete en sy gebruik haar hare wat haar glorie is en sy vee dit af oor sy voete en sy naam word verheerlik. Daardeur sê sy vir hom, U is my alles. U is my fokus, U is my redding, U is my genade, U is my voorsiening, U is my sekuriteit, U is my toekoms. U is alles. Uit U, deur U en tot U is alle dinge. En ek is volkome afhanklik van U. U alleen wil ek aanbid. Net vir U wil ek aanbid. Wanneer laas het jy nie net intimiteit met Yeshua begeer, maar het jy daadwerklik iets gedoen daaraan om 'n tyd van intimiteit met hom te spandeer? Tyd eenkant gesit by sy voete. Nie dit by sy voete gesit nie, maar sy voete gesoen. Wanneer laas? Na hierdie gedeelte lees ons hoe Yeshua in Jerusalem ingaan op 'n jong esel. En die mense kom en hulle skree Hosanna en hulle gooi palmtakke voor hom neer. Palmtakke, weet ons, is gebruik saam met mirtetakke, wilgetakke en 'n vrug en daarmee is 'n lula gemaak wat die mense gewuif het tydens die fees van Tabernakels. Die fees wanneer die mense erkenning gegee het aan dit wat Yeshua gedoen het vir die volk toe hulle in die woestyn was, toe hulle volkome afhanklik van hom was. Toe hulle hom leer ken het, toe hy hulle alles was. En indien ons so in afhanklikheid van God sal leef, dan gaan ons ook eendag die voorreg hê om saam met die ander rein mense en die mense wat uit die verdrukking gekom het, ook voor die troon van God te staan en ons gaan palmtakke wyf. En ons gaan ook sê, Heil aan ons God en Heil aan ons koning. Ons lees in Openbaring 7 vanaf vers 9. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie. Uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, Heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan
En hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlikheid, en die wysheid en die danksegging, en die eer en die krag, en die sterkte aan onsse God, tot in alle ewigheid. Amen. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir Johannes gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waar vandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, U weet dit, en hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas, en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God, en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Kom ons was ons klere en maak ons klere wit in die bloed van die lam. Dis die enigste plek van lewe, dis die enigste plek van lig. Dis die enigste plek waar waarheid vir ewig sal heers. En dan sal hy sy tent ook oor ons oopslaan. Ons sal saam met hom gaan tabernakel. Vir ewig saam met hom tabernakel. En daar sal geen duisternis meer wees nie, want Yeshua is die ewige lig. Daar sal geen trane wees en daar sal geen dood wees nie. Daar sal geen siekte wees nie. Maar Yeshua wat alles is, sal daar wees. Kom ons haal af die graflappe. Lazarus, kom uit. Kom na die lewe. Kom na die lig. Kom na Yeshua. Kom ons staan. As jy vanoggend dooie bene in jou lewe het, as daar grafdoeke nog aan jou vaskleef, staan dan saam en kom ons verklaar, Here Yahweh, U is my God. U is my lig en U alleen is daar lewe. Hier is ek, vergewe my asseblief vir dit wat ek aan vashou, al weet ek dit is nie volgens U woord nie. Vergewe my dat ek vashou aan onvergifnis, aan bitterheid. Vergewe my in daai klein plekkies waar ek jakkalsies toelaat om in my lewe te kom steel. Vergewe my sonde, Vader, asseblief, waar ek die dood bo die lewe kies. Kom was my opnuut skoon met die bloed van Yeshua en laat U Heilige Gees vanoggend kom en my opnuut vul, my kom verfris, my vernuwe. Stort U Gees oor my uit, want ek wil wandel in die krag van U Heilige Gees om 'n getuienis te gaan wees aan al die nasies, aan die wêreld, aan al die mense. Daar is net een God en U is my God. En ek wil 'n magtige kryger wees in U koninkryk, sodat U naam verheerlik kan word, ook deur my lewe. Dankie Yeshua. Amen.